daardie skoot wat die wêreld geruk het. Die wêreld was in rou en veral jong mense het getreur. Dit is die skoot wat Charlie Kirk doodgeskiet het. En waar Charlie Kirk ook al gekom het, het jong mense in rye gestaan. En die vraag is, waarom? Waarom staan soveel jong mense daar in 'n ry om na hom te luister? 'n 14-jarige seun staan voor hom en hy sê, wel, ek het tot bekering gekom. En Charlie sê, prys die Here. En hy sê vir hom, maar wat moet ek doen dat ek nie weer terugval nie? En Kirk sê vir hom, lees die Bybel. Luister na wat die Here sê en pas dit toe. Eenvoudige waarhede. En ek dink dit is die krag van Charlie Kirk. Hy het vir jong mense weer eenvoudige waarhede gegee. In 'n wêreld van onsekerheid soek 'n mens rigtingwysers. En hy het gekom en hy gebruik 'n boek wat 1600 jaar oud is, die Bybel, met waarhede in, wat nog ouer is. En hy sê, hier is iets wat vas en seker is. Vandag gaan ons praat oor Charlie Kirk. En ons gaan veral praat oor hoe jong mense dit beleef het en ook hoekom het hulle dit so traumaties aanvaar. Hier by my is Myrtle Endley. Myrtle is pas aangestel by die Solidariteit Navorsingsinstituut. En Myrtle is 'n persoon wat studente ken. Sy was studenteraadsvoorsitter by Akademia. En Myrtle sê, sy het self verlies beleef met die dood van Charlie Kirk. Myrtle, hoekom? Ek dink dit is 'n diep vraag om te vra hoekom, en ek het baie lank probeer dink hieroor en met 'n klomp mense gesels om te kyk, hoekom is dit dat ons so hartseer was met Charlie se dood? En een van die argumente is dat hy was 'n Christen, en dit is hoekom ek ook verlies voel, want dis iemand wat ook 'n Christen was saam met my. En toe dink ek daaroor en ek dink dit gaan dieper as dit. Ek dink dit gaan dieper as Christendom, ek dink dit gaan dieper as waardes, en ek dink dit kom by die saak neer. Simon Sinek praat oor hierdie konsep van start with why. En dat die hoekom wat jy het by jou limbiese brein inskakel, en dis waar daar nie woorde kan gebruik word om te verduidelik hoe jy voel oor iets nie. En toe ek weer die skoot gaan kyk het wat Charlie geskiet het, toe besef ek, maar daar's iets in Charlie se bestaansrede en sy hoekom wat ooreengestem het met my hoekom. En toe hy geskiet is, toe voel dit asof daar 'n gedeelte van daai hoekom saam met hom dood gegaan het. Dit was soos 'n slagpunt vir dit. Kan ek vra, wat is daai hoekom? Ek dink nee, ek kan dit al antwoord nie, maar die naaste wat ek al aan dit gekom het is om mense bekwam te maak, om mense toe te rus, om lewe aan te kan vat, om die goeie, die ware en die skone in hulle eie lewens en in hulle gemeenskappe na te streef. Ja, dit is wat ek gesê het. Nee, ons gaan nou gou kyk na 'n video wat Myrtle self gekies het, een van die vele Charlie Kirk video's, en dan gaan ons dit bietjie hanteer van daar af. I'm not going to live with myself if I inherit a free country and pass down an unfree country. Especially us as Christians. And here's the thing that I think that so much we have to get better at articulating and challenging our friends lovingly and gracefully is we are the inheritors of a nation that was founded by courageous Christians. Let's be courageous Christians as well. Sjoe, wat 'n aangrypende video. Ek wil eintlik terugspring na die gesprek wat ons gehad het net vir die vraag toe ek vir jou gevra het, wat is daai hoekom? En jy twyfel op skielik, maar wat is daardie hoekom? Ek is nog nie heeltemal seker nie. En dan dink ek ook aan toe die Here homself aan ons geopenbaar het en hy sê ek is. Nou skielik wonder jy nou wat is ek? Want ek is net. En dit is wat Charlie Kirk gedoen het. Hy het daardie is eintlik vir jou gaan verantwoord, want almal van ons is, maar jy
kan nie onmiddellik sê wat is ek nie, want daardie is so deel van my dat dit baie moeilik is om dit te verwoord. Maar wat hy hierin gesê het is enkele belangrike goed. Die een belangrike ding is waagmoed. Kom ek sê waagmoed vir die waarheid. En ek dink dit is wat jong mense geïnspireer het. Jou gevoel oor waagmoed. My gevoel. Ja, wat Wel, ek dink in vandag se era, ek bedoel 'n paar 100 jaar terug was waagmoed, is jy bereid om 'n geweer op te tel en in die voorste linies in te hardloop en ek dink vandag se gewere en se voorste linies is ek wat bereid is om te sê vir dit waarvoor ek staan. Ja. Ek wat waagmoed het om binne in 'n samelewing wat nie saam met my stem nie, te gaan stil sit, te gaan dink en by die Here te hoor wat is sy waarheid, nie wat is my waarheid nie. Ja. Wat is die onafhanklike waarheid? Ja. En dan vir daardie onafhanklike waarheid op te staan. En dit is waagmoed. Hy bring 'n ander element ook hier in en ek dink vir jong mense is dit veral belangrik en dit gaan oor geslagmatigheid. Waar hy hier sê dat ek 'n land ontvang en ek moet hom in 'n beter toestand oorgee. Dit is daai rentmeesterskap. Die oomblik wat ons dit verstaan, dan gee dit eintlik sin en betekenis vir 'n jong mens. Maar dit gee ook sin en betekenis vir die ouer geslag. Beslis, en ek dink dit is 'n baie belangrike verantwoordelikheid is om te besef dat ek moet dit wat ek gekry het beter laat as wat ek dit mee gekry het. En ek dink as ek nou weer gaan kyk na hoe die algemeen lyk in vandag se samelewing, is dit alles moet verander. Daar moet hierdie omwenteling wees wat plaasvind. En daar moet dalk 'n omwenteling wees, maar dit beteken nie alles wat voorheen gebeur het moet agtergelaat word nie. Daar is 'n pad wat soveel generasies van mense voor my gestap het. Ek kan definitief van daar af leer en die beste daaruit vat, sodat ek my omgewing, my gemeenskap beter kan laat as wat ek het gekry het. Ja, kyk, die omwenteling wat jy nou van praat is, mens kry natuurlik revolusie en revolusie is 'n omwenteling amper weg van bestaande waarhede. Dit is die ontwrigting van 'n totale orde. Dit is daardie linkse ideaal van breek die orde vir die Ethiopië om te kom. Maar tog sê Charlie Kirk hier iets anders. Hy sê, jy verwys na omwenteling. Hy sê omwenteling terug na die waarheid toe. En dan sê hy, dit is waagmoed om terug te gaan na die waarheid toe. Dit is in die Christelike omgewing, so ons praat van dit is reformatie. Terug na die fontein toe. En daardie fontein gee vir jou krag. En dit lyk vir my of dit iets is wat jong mense aangevoel het. Van ons soek daardie krag van daardie fontein, want daar waar hy nou geskiet is, 5000 jong mense. Ek wil hoor by jou, hoekom dink jy het jong mense in soveel rye gestaan om na hom te luister en in groepe en hulle het hom gaan uitdaag en elke keer was hy revolusionêr deur debat. 'n perspektief nog daarop. Wel, ek dink as mens gaan terugkyk, hy het begin met 10-20 mense wat na 'n funksie van hom opgedaag het waar hy op 'n universiteitskampus gepraat het. En hulle het begin oor ekonomiese aspekte te gesels. So kommunisme, kapitalisme ensovoorts. So hy het oor ekonomiese denkers gepraat. En hy self praat van hoe dit ontwikkel het later en ek dink soos wat dit ontwikkel het, dit veroorsaak dat daar meer en meer jong mense bygekom het. Want hy het mense gehad wat opgekom het en vir hom vrae begin vra het wat eintlik niks met ekonomie uit te waai het nie. Dit het begin vra maar ek is nou getroud. Hoe kan ek seker maak dat ek en my vrou goeie huwelik het? Eenvoudige waarhede. Eenvoudige waarhede. En byvoorbeeld ek het nou net tot bekering gekom. Hoe kan ek seker maak dat ek nie van die pad af gaan nie? En soos wat daar met hierdie eenvoudige waarhede, want daar word geworstel met hierdie eenvoudige waarhede, veral in die jeug, veral wanneer jy in 'n wêreld sit waar daar's TikTok en Instagram en Facebook en almal van dit gee vir jou verskeie waarhede, dat jy nie meer weet waar is jou ware noord nie. En in Charlie se debatte, wat hy gedoen het meer as net vir die waarheid gestaan het, is hy het gekom en bevraagteken, maar
wat beteken dit as jy sê jy's lief vir iemand? Soos wat bedoel jy as jy sê liefde? Wat bedoel jy as jy 'n sekere punt gee? So hy het gaan stil staan en hulle gekry om te gaan stil staan. En in 'n wêreld waar ons is, waar alles so vinnig beweeg en konstant, jy moet net bybly, is daar iemand wat sê, nee, kom ons staan stil, kom ons bevraagteken. En 'n baie kernpunt, nie net het hy gesê ons moet stil staan nie, maar hy was 'n jong mens wat stil gestaan het en suksesvol was. Ek bedoel, om die Sabbat te eer was een van sy grootste punte, is dat jy 'n dag 'n week moet vat, berg jou foon in 'n laai en jy's afgeskakel vir die res van die wêreld. En hy het dit aanhoudend gesê, daar's sy laaste boek wat hy geskryf het, gaan oor die Sabbat. En hy het stil gestaan en hy was suksesvol geweest. En dis so teen die kultuur waarin ons geleer word om suksesvol te wees, om stil te staan. Dis so 'n radikale standpunt. En tog het hy dit gedoen en het dit gewerk. Ja, kyk, en wat dit nou nog baie moeiliker gemaak het, is hierdie woke ideologie, dit is hierdie individuele ideologie, daai absolute vryheidsideologie, wat net eenvoudig hierdie hyper-individualisme tot gevolg gehad het, en dit het tot gevolg gehad dat niks meer vas en seker was nie. Elkeen kon net besluit self oor die waarheid. So hierdie absolute woke, radikale ideologie het vir jong mense in 'n posisie geplaas dat die pendulum teruggeswaai het en gesê, maar ons soek ook waarheid. En hier kom Kirk en hy sê, daar is waarheid. En wees waagmoedig uit daai waarheid. Kom ons kyk nog na 'n video. One of my favorite sayings in the Bible. In Hebrew it is Hineni. Here I am. It means, Lord, use me. I want you to have a posture of, Lord, use me. What are my marching orders? Abraham, at the binding of Isaac, he said, Lord, here I am. Moses at the burning bush, Lord, here I am. Samuel, Isaiah, here I am. It means, give me the orders. And God will speak to so many of you. It might be running for office. It might be homeschooling your kids. Goed, hier hoor ons, jy gaan doen dit prakties. Jy het ook so voordat ons nou gebreek het vir die video ook gesê, hoe Charlie Kirk hierdie waarhede gaan toepas het. Hy was 'n lewende voorbeeld daarvan. Sy vrou Erika het dit ook gesê, sy het verskeie kere getuig. Jy het nou verwys na hy op 'n Sondag sy foon afgesit het, kerk toe gegaan het en tyd met sy gesin spandeer het. En dan sê hy, hoor hierso, wees 'n goeie pa en dan is hy 'n goeie pa. Hy doen dit. En dan sê hy, daar is waarhede moet verkondig word en dan doen hy dit. So dit is daai, hier is ek Here, stuur my. Hoe lees jy hierdie video? Wel, dis presies dit. Hier is 'n punt vir my om te gaan en te sê, okay Here, wat is u roeping op my lewe? Wat is dit wat ek moet doen? Wat is, soos Charlie sê, my marching orders? En ek dink, dis 'n klein ding, versaans deur elke dag op te staan en te doen wat die hand vind om te doen. Deur te kies om deel te neem in my gemeenskap, deur deel te wees, nie alleen te wees nie, want ek dink dis ook iets wat Charlie op baie keer benadruk het, is gaan na 'n in Engels het hy gesê Bible believing church, en dit is gaan na 'n gemeenskap toe wat ook Christene is, wat medegelowiges is. En ek dink dis deel van daai, hier is ek, stuur my, is Here, wat moet ek doen en stuur my. Myrtle, maar wat ek by jou wil hoor is, daar's verskeie kommentators wat geskryf het dat luister, Kirk het eintlik geen relevantie in Suid-Afrika nie. Maar dit is tog nie so nie. Ek onthou toe Charlie Kirk geskiet is, ek het van hom geweet, maar ek het nie aktief hom gevolg nie. En toe kom my dogter in die kamer in, ek het die skoot gesien, is daar die ontstellende skoot, wat mens eintlik besef het oor ek dink hy's dood. En toe het ons almal gesit en wag, want hulle toe hom daar weg, en mens het nie finaal gehoor hy's dood nie. En toe hy dood is, toe kom my dogter, sy is 'n matriek, kom toe baie ontsteld in en sê, "Pa, ek sien Charlie Kirk is dood." Ek het nie eers gedink sy weet wie dit is nie. En die volgende oggend, toe is my standaard 7 dogtertjie bewoe, Charlie Kirk is dood. Hoekom hier duisende kilometer van hier af word daar iemand geskiet en dit het so 'n invloed op jong mense in Suid-Afrika?
Ek dink die fout wat baie mense maak is hulle kyk na Charlie en hulle sê hy was 'n politieke kommentator gewees. En hy was dit ook, maar dit is nie wat hy vir 'n Suid-Afrikaner noodwendig beteken het nie. Dis hierdie Here, hier is ek, stuur my, die waagmoed. Daar's 'n jong man wat opgestaan het in 'n omgewing waar dit totaal en al glad nie sin gemaak het vir hom om op te staan nie en te gaan sê, maar daar is 'n waarheid wat ek nie kan bepaal nie. Want ons is in 'n sofistiese era waar mense net, dit gaan oor retoriek. So, as ek snaaks is, as ek oulik is, kan ek eintlik sê wat ek wil, as ek 'n klomp likes kry, dan weet ek's op die regte pad. En hy kom en hy sê, daar is 'n bron buite jou, 'n onafhanklike waarheid, en dis waarin jy moet glo. En dit is iets wat ons, ek sal sê vir al ons Afrikaners, ons word groot met die Bybel, ons word groot met Jesus, en ons word geleer, en jy, ek wil eintlik sê, ons word 'n guns gedoen deur ons ouers om groot gemaak te word met die besef dat daar is 'n onafhanklike waarheid. En hy het eintlik 'n rots geword, al was hy so ver van ons af gewees. Ek dink nie, ons het iemand in Suid-Afrika op hierdie oomblik wat konservatief was in die sin wat Charlie konservatief was, van ons behou die goeie, ons bou voort op wat ons voorgeslagte vir ons gegee het nie. Daar is nie so iemand hier wat dit gedoen het en lief is vir die mense rondom hulle nie, want alhoewel Charlie verskil het met mense, was daar nooit 'n haat betrokke wanneer hy met iemand gedebatteer het nie. Hy was altyd lief vir die persoon aan die ander kant van die tafel. Ongeag wat hulle vir hom gesê het, ongeag al die aanklagtes wat hulle vir hom gegee het, daar's tye wat hy sit en dan daar soos 50 mense rondom hom en almal skree op hom. En hy sit daar en hy's net soos, en hy kies hierdie een persoon met wie hy besig is om 'n debat te voer. En hy luister na wat hulle sê. Ja, daar's mense wat hy uit 'n punt gemaak daarvan van ons gaan nie onnodig debatteer oor goed nie. Maar daar was altyd 'n liefde vir die ander persoon. En daai konsep van ek kan met jou verskil en lief wees vir jou, want die feit bly staan is, jy is nie my vyand nie. Daar's 'n vyand wat onwaarhede is ensovoorts wat ons almal se vyand is, en dis wat ons moet veg. Ons moenie met mekaar beklei nie. En ek dink dis daai ding is wat maak dat Charlie wêreldwyd, maar tog ook in Suid-Afrika impak gehad het. Waarskynlik ook dan omdat Charlie vasgehou het om groter waarhede as Charlie Kirk. En ons het daardie groter waarhede, het ons jong mense ook raak gesien hier. Beteken dan ook dat Charlie Kirk is geskiet, maar sy waarhede leef. Ja. En jou gevoel, die leef van die waarhede, was Charlie Kirk net 'n oomblik gewees? Charlie Kirk is geskiet, gaan dit voortgaan, gaan dit maar net eenvoudig nou maar, daar's nou vreeslik, daar's optogte, Charlie Kirk optogte en nagwake en daar's 'n opbloei en mense sluit aan by Turning Point USA. Kan dit volhoubaar wees? Ek dink definitief so. Ek dink ek het 'n mooi prentjie gehoor wat sê dat die saadjie moet ontsmet vir die boom om te kan groei. En ek dink in hierdie geval was Charlie die saadjie gewees. En hy het eintlik so mooi die voorbeeld van Jesus gevolg in die sin van hy dood gegaan vir iets waarin ons glo, en ek dink op die ou einde, omdat Charlie vir 'n groter waarheid dood gegaan het hy vir ons groter waarheid dood gegaan. En saam met dit is daar 'n ding van, maar, en ek sien dit by ander mense ook, is dat ek gaan nie meer toelaat dat iemand anders vir my sê wat ek mag glo nie. Ek gaan nie meer die stil massa wees nie. En dis iets wat buiten We Are Charlie Kirk, is daar nou 'n ding wat opkom wat sê, ons moet ophou om 'n stil massa te wees. Want as ons gaan kyk, is daar meer van ons wat glo in 'n onafhanklike, groter waarheid, as wat daar mense is wat nie doen nie. En ek dink, elkeen van ons gaan moet kies, verstaan, Here, hier is ek, stuur my. Ons gaan moet kies om ons kruis op te tel. En daar's eenvoudige goed wat 'n mens kan doen om dit te laat voortleef. En ek dink, as mens gaan kyk na een van die goed wat vir Charlie so belangrik was buiten sy geloof, is die konsep van die oop gesprek, is van dialoog.
Want die oomblik wat ons nie meer met mekaar begin praat nie, is daar niks wat ons keer om geweld toe te pas nie. En ek dink ons moet kyk om dit te begin doen. So ek dink definitief ons kan dit voortvat, maar ons gaan dit moet kies. En dis iets wat ek dink baie jong mense moet leer, want ons is nie bewus van ons eie verganklikheid nie. En met Charlie se dood is daar 'n bewustheid gekweek van okay, maar hy's op 31 dood. Ek is 'n jong mens, daar kan iets met my gebeur. En ons is verganklik en ons gaan moet kies. En daai is 'n baie belangrike les wat ek dink ons almal kan leer, en ek sê dit want ek leer dit nog, is dat goed gebeur nie net nie, ek moet opstaan en ek moet opdaag. En dit is iets wat ons gaan moet doen vir hierdie om te kan voortgaan. Daardie skoot wat Charlie Kirk geskiet het ons almal geruk, maar Charlie Kirk se idee, die groter waarheid, leef. Wat vir my so inspirerend was, as 'n persoon wat nou al in die volgende geslag is die krag van die jonger geslag. Dit was die inspirasie hier. Ons het gesien met Charlie Kirk, ek sien dit met jong mense, ek sien dit vandag met Myrtle. Paar belangrike goed. Dit is waagmoed vir waarheid, oordrag van geslag tot geslag, en hier is ek, Here, stuur my. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.